So vanoggend wil ek wil praat oor uitdagings en geloof. Hoe hierdie twee goeters by mekaar uitkom. Want ek dink van die vroegste tye af was daar 'n band gewees tussen geloof en uitdagings. En ek bedoel dit nog voor elektrisiteit, voor in die ou dae van geloof, as mense die son sien sak het en bang was vir wat gaan nou gebeur, het hulle geweet, hulle het hulp nodig, want anders gaan hulle nie die môre sien nie. Ek bedoel, ons gebruik dit in ons eie woordeskat vandag nog om te sê, as ek gaan deur 'n donker tyd, of Psalm 23, as ek deur 'n dal van doodskade gaan, dan is die Here net saam met my. So ons as gelowiges weet, dat as 'n mens deur 'n moeilike tyd gaan, hoef jy dit nie op jou eie te doen nie, en ek dink, die feit dat jy vandag hierdie video kyk, of vandag hierso sit, is 'n getuienis daarvan, dat jy sê, ek weet ek hoef nie, maar ek wil ook nie, ek kan ook nie. Ek wil dit saam met die Here, ek moet dit saam met die Here deurmaak, anders gaan dit net nie by mekaar kom nie. En dalk is dit juist vandag die rede hoekom jy hierso sit. Dis juist want jy het op jou eie probeer, met jou eie energie en kreatiwiteit en krag, het jy probeer om hierdie lewe voluit te leef en alles te doen wat nodig is, en jy het agtergekom, ek kan dit nie bybring nie. Ek kan nie genoeg wees vir wat die uitdagings van my vra nie. Ek dink die Here het 'n sin vir humor, né? Kan ek net vra, kan almal my nog hoor? OK. Die donder weer sal nou kom, moenie worry nie, né? Maar dis hoekom my ou dalk vandag hier so is, want jy weet, op jou eie het jy probeer, jy kan nie, en maak nie saak hoe hard jy dit doen nie, maak nie saak hoe vinnig jy probeer leef om by alles uit te kom nie, ergens drop jy dit. So nou kom jy kan vra vir hulp, om deel te word van 'n groter storie wat afspeel van die begin van die skepping af, en waarvan jou lewe 'n belangrike deel is. So daar's 'n paar maniere wat mense in die verlede al gedink het oor geloof en uitdagings. En die eerste is, dat as ek meer geloof kan hê, gaan my oë daarvoor oopgaan, dat ek meer kapasiteit kan hê, om hierdie uitdagings aan te spreek. Met ander woorde, dis bietjie soos 'n self-help ding. Ek sukkel om myself te glo, en daarom gaan ek na die Here toe, en dan kom ek agter die Here glo in my, en omdat die Here in my glo ek meer in myself, en as ek meer in myself glo, gaan ek meer kan doen, want ek kies nou om groter te glo. Dis een van die maniere wat 'n mens baie keer sien mense dink oor geloof, is dat ek glo in die Here, want die Here glo in my, en hoe meer ek in die Here kan glo, hoe meer kan ek sien hoe belangrik ek vir hom is. Met ander woorde, my lewe maak saak, my lewe het betekenis. Ek maak saak, want ek maak saak vir die Here. Meer geloof beteken ek het meer kapasiteit om my lewe te gryp en te leef. En dis een van die maniere wat 'n mens baie kyk. As jy hoor hoe mense praat, dan kom daai ding nogal uit. Die tweede manier hoe mense baie keer glo, geloof en uitdagings by mekaar kom is, weet jy wat, hoe groter my geloof is, hoe meer my gehoorsaamheid aan die Here, hoe meer ek glo en vertrou, hoe meer gaan die Here my seën en vir my sy genade wys. Met ander woorde, dis soos ek wat opdaag met 'n emmer, en as ek met 'n koppie opdaag in die reën, gaan ek 'n koppie reën kan vang, maar as ek met 'n emmer of 'n skottel opdaag, hoe meer my geloof is, hoe meer gaan ek kan vang van die goeie wat die Here vir my gee. So dis nog 'n manier wat mense baie keer dink is, my geloof bepaal hoe groot my emmer is, my skottel is, waarmee ek die Here se goedheid kan vang. En as ek net 'n groter geloof kan hê, kan ek baie meer hiervan vang, want die Here is goed, en hy reën oor ons sy seën. Dis 'n groot manier hoe mense baie keer dink, en 'n vorm daarvan is ek moet net my tiendes gee, ek moet net Bybel lees, bid, ek moet net seën die werk waar ek is, by besigheid, want as ek die rituele, die goeders nakom, soos die Bybel vir my sê, dan word my skottel groter, en hoe meer ek vir die Here gee, hoe meer gaan die Here vir my gee. En dan kry jy ouens wat op televisie klim en sê, kyk net hoe groot is my reën wat ek skep, want ek het 'n private jet gekry by die Here. Ek het hierdie gekry, ek het al hierdie dinge gekry, want my skottel was groot genoeg,
ek het genoeg gevra, geluister en gevolg, so omdat ek meer gehoorsaam was, meer geloof gehad het, het ek soveel meer gekry en jy kan dit ook hê. Jy moet net jou tiendes gee en by my kerk aansluit. Julle ken hierdie storie en julle is so allergies vir dit soos ek is. Enigiemand wat met fancy vliegtuie rondvlieg vir jou sê, dit kan jy wees, jy moet net reg glo. Ons ken hierdie storie en ons is sensitief vir dit. 'n Volgende manier wat mense nogal dink oor geloof en uitdagings is, wel eintlik so half die teenoorgestelde. Hoe groter my sonde is wat ek pleeg, wel hoe groter gaan die Here se redding wees. En dis interessant genoeg, iets wat jy nogal kry in die vroeë kerk, dat mense agterkom dat Jesus vir hulle sondes gesterf het. Hy het lewe gebring waar daar dood is, hy het redding waar daar hopeloosheid en moedeloosheid is, en dan begin hulle vir mekaar sê, wel die uitdagings van die lewe is so groot, miskien is dit juist die teken, dat ons die reëls kan breek, dat ons kan doen net wat ons wil, en die goeie lewe hier kan geniet, want hoe groter die foute is wat ons maak, hoe groter die sonde is wat ons doen, wel dan maak ons mos die genade en die redding ook groter, want Jesus balanseer die skaal uit. As ek genoeg foute kan maak, en doen wat ek wil hierso, wel, dit is eintlik oké, want die Here het dit vergewe. So ek kan maar doen wat ek wil. En dis nogal 'n weergawe van daai eerste vorm te sê, is, wel, hoe groter ek glo, hoe groter word my kapasiteit, hoe meer ek in God glo, hoe meer glo hy my, hoe meer glo ek in myself. Daai is nogal 'n interessante verbuiging van dieselfde idee, van hoe meer ek dan nou sonde doen, hoe meer is die redding. Want dit sê eintlik, God help mense meer, wat hulle self help. So duidelik al hierdie maniere wat ons sover gepraat het, is iets is nie lekker daar nie. Ons voel dit in ons lywe, ons hoor dit en ons dink, ek kan verstaan dat ander mense daarna toe hardloop, want dit klink lekker en maklik en voorspelbaar, maar hoe lyk die sommetjie, hoe lyk die is gelykant tussen geloof en uitdagings dan? En 'n ou wat vir ons die beste antwoord gee wat ek dink is Paulus, wanneer hy praat met 'n gemeente in Korinthe. So ek gaan 2 Korintiërs 12 lees, en net so 'n bietjie agtergrond van die brief is, 1 Korintiërs, ken ons, dis 1 Korintiërs 13, die liefde, ons moet lief wees vir mekaar, alles. Paulus skryf vir daai selfe gemeente en sê, julle moet vir mekaar lief wees, as julle nie met liefde optree nie, doen julle die verkeerde ding. En daai gemeente reageer toe deur te sê, ja, daai Paulus is 'n smart ou. As hy by jou is, dan is hy mak soos 'n lammetjie, maar as hy sy pen optel, dan skryf hy vir jou briewe om jou uit te trap. Hy is 'n groot man as hy ver is, maar naby jou is hy maar bietjie swak. En dan skryf Paulus hierdie tweede brief vir hulle. Wat hy vir hulle sê is, julle vat my aan, julle sê vir my al hierdie goeters, maar kom ek wees nou maar eerlik, ek roem nie hier oor myself nie. Julle is reg oor my. Ek's vol foute, maar die een by wie ek, met wie ek julle oor wil praat, die een wat ek by julle wil verkondig is Jesus. En by hom is swakheid krag. En dan vertel hy vir ons hierdie, so ek wil 'n stukkie lees, dit kom uit 2 Korintiërs 12 van vers 7 tot 10 uit, en dan wil ek oor 'n paar woorde daarin praat. So dit begin so half in die middel van die vers, begin hy met, daarom sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat hy dit vir my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom, sê Paulus dan, daarom sal ek liewer bly wees, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberinge, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Nou Paulus is hier besig om eintlik 'n baie goeie argument te maak, wat die hele verhouding tussen geloof
en uitdagings bietjie in 'n ander vergelyking plaas. En ek wil praat oor 4 woorde wat hy gebruik hierso. En die sinne waar dit kom het, sy antwoord was, dis vers 9, sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. So die eerste woord waar ek wil praat is genade, en dan genoeg, en dan my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. So ek wil oor daai 4 woorde praat. Eerste ene is genade, genoeg, krag en volle werking. Nou die eerste woord wat daarso genade, sy Griekse woord daarso is charis. Charis. Nou charis is daai as jy iemand kry wat kan maklik praat en grappies maak en dan is dit 'n charismatiese iemand. Iemand wat vriendelik is en toeganklik is, iemand wat jou laat welkom en deel en tuis voel, sorgeloos. En dis 'n verbuiging van die woord charis. Charis beteken dat jy goeders kry sonder dat jy dit verdien. Jy word deel gemaak van iets sonder dat jy daarvoor gewerk het. Jy kry dit as 'n geskenk. Jy word ingetrek, deel gemaak, opgeslurp, nie as gevolg van jou nie, maar as gevolg van 'n ander persoon. Dit is charis, die genade. Die volgende woord daarso is genoeg. En nou moet ek net kyk, wat is dit? Arkai. Arkai is die woord vir genoeg. Maar dis 'n interessante verbuiging van die woord, want dit gaan nie oor genoeg, okay, nou het ek genoeg vir altyd en ewig, dis 'n genoeg vir nou. Ek het nou genoeg. Sy genade, sy goedheid is genoeg vir nou. Nie vir altyd nie, dis amper soos daai, gee my daaglikse brood. Dis wat daai arkai is, die genoeg is nie vir altyd nie, dis vir nou. Nou dink vir 'n oomblik net aan die uitdagings wat jy het, want ons praat hier so oor geloof en uitdagings. Dink aan die uitdagings waarmee jy nou stoei, die onsekerhede, die goeters wat jou pla, die goeters wat jou wakker hou, die goeters wat op jou druk, wat jou laat uitslaan in sweet en angstig voel, die goeters wat jou so half te klein en te min laat voel. Eerste ding is, charis gaan nie oor wat jy doen nie. Dit gaan nie oor jou nie. Gaan nie oor hoe oulik jy is nie, dit is genade, letterlik genade. So miskien is jy besig om te kyk na die uitdagings hierso en dink, ek moet dit met my slimmigheid, my innovering, my kreatiwiteit en my planne moet ek hierso antwoorde uitdink en maak en genereer en ek moet al die balle in die lug hou op my eie. Maar charis gaan oor iets wat jy nie verdien nie, wat jy kry. Iemand wat saam met jou die pad stap, iemand wat kom moeite doen met jou, iemand wat vir jou kom gee, en jy is nie op jou eie nie. So miskien as jy probeer jy's iets werk hierso op jou eie, jy probeer dit self verdien, jy probeer jou eie oplossings kry, jy probeer jou eie planne maak, en ek sê nie, sit op jou hande en doen niks nie, maar miskien het jy hierdie ding gevat wat jy vir die Here moes gee, en jy het dit alles joune gemaak, en daar's nie meer plek vir jou sommetjie vir genade eers nie. Wat as die uitdaging voor jou juis iets is wat jy saam met die Here moet aanpak en jy het gesê, okay Here, hierdie ding is ernstig, so ek gaan hom maar eerder self bestuur. Ek het nie nou hier genade nodig nie, ek het tyd en konsentrasie nodig. Of wat aan die ander kant, die arkai. As ek en jy ingaan, dan is ons geneig om te probeer dink, ek het genoeg hierso nodig, maar nie net genoeg vir nou nie, vir elke dag, vir alles. Ek probeer al die probleme, ek probeer alles op een slag oplos, ek probeer alles antwoorde kry voor. Terwyl die genoeg hierso is nie 'n onbepaalde genoeg nie, dis genoeg binne 'n sekere situasie, binne 'n konteks, binne 'n nou. Sy genade is genoeg vir nou. Per implikasie het jy môre weer ander genade nodig vir die volgende uitdaging, maar miskien is ons besig om te groot happe te probeer gee. Ons probeer dit of op ons eie, of ons probeer 'n hele olifant opeet. En nou sink ons, wat ons kry dit nie reg nie. Die volgende woord wat hy gebruik is krag, en dit is dynamis. Soos dynamo, krag.
Dis 'n energie, dis 'n vindingrykheid. Dit is daai ding wat God vir jou skenk, wanneer hy vir jou die krag gee om dit te doen. En weer 'n keer, die vers wat ek hier wil lees is, my genade is vir jou genoeg, my krag, my dinamis, kom juist tot volle werking. Dis nie jou krag nie. En dis hierso wat weer 'n keer die vraag probeer vra vir my is daai krag wat ek en jy nodig het om deur die week te kom, wat ons nodig het om deur hierdie uitdaging te kom, is dit jou krag of is dit die Here se krag? Is jy soos ons by die kerk besig om op batterykrag te probeer leef, terwyl die Here vir jou krag wat onbepaald is aanbied? Maar ons probeer dit op ons eie doen in plaas daarvan om op die Here te vertrou. En dan daai woorde van kom tot volle uitwerking. My krag kom tot volle uitwerking wanneer jy swak is. Daai volle uitwerking. Die woord vir daai volle uitwerking is telestai. En die van julle wat die meme sal gekry het, dis al 'n woordjie wat 'n paar keer die ronde gedoen het. Telestai beteken dis 'n verbuiging van die woord telos. Wat beteken klaar, afgehandel. Dis einde. So hy sê my krag word juis afgehandel wanneer jy swak is. Daai telestai woord beteken ietsie van, okay, dit kom en word gebruik en kom tot by 'n einde en dit is voltooid, dis genoegsaam klaargemaak en is reg. Waar partykeer kom ons by 'n punt waar ons dan nou die Here begin vertrou op iets en ons maak staat op sy krag en dan handel hy dit vir ons af en dan is ons nie tevrede met die resultaat nie. Ons wil meer, ons wil anders, ons wil iets anders te hê as wat die Here gee. En dan beklei ons hierso want ons soek 'n ander resultaat en ons mis eintlik dat die Here vir ons besig is om meer te gee as wat ons vra. Iets anders te gee as wat ons soek. Daai woord telestai is een wat op verskillende plekke gebruik word in die Bybel. Ek bedoel in Lukas wanneer Jesus agterbly by die tempel, wanneer hulle huis toe gaan en hy bly agter en hy begin die mense leer, hy het agtergebly, hy het daarso, sy goed was voltooi gewees, hy was daar besig, dis die woord wat daar gebruik word van hy daar agtergebly, hy het sy plek gevind, hy het uitgekom waar hy moet wees, dis hier waar ek moet wees, en dan word die woord daarvoor daar gebruik, telestai. Maar die ander plek waar dit gebruik word, en dis die meer bekende ene, is juist daar waar Jesus sy laaste asem uitblaas. En dan word dit vertaal met, dit is volbring. Dis nou klaar. Dit het gebeur soos dit moes. En ek dink, dis die ding hierso, is partykeer dink ons, as ons net sal reg bid, reg vra, reg benader, regte idee het, regte sommetjie in ons koppe sal hê, die regte bak het, sal die Here se seën kom soos wat ons dit wil hê, en ons sal hierdie lewens sê, maar Jesus het gestaan en bid, hy het gesit en bid, gekniel en gebid en gesê, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Hy het nie gekry wat hy wou gehad het daar nie, maar hy het dit gekry wat nodig was, sodat ons almal gered kan word, sodat die Here se wil kan geskied. Telestai. Dit is volbring. So wat is die sommetjie eintlik, die verhouding tussen geloof en uitdagings? Hoe lyk die som eintlik? Wel, die eerste ding wat Paulus vir ons wys is, ek en jy is baie te selfgesentreerd met hierdie storie. Ons dink 'n goeie geloof gaan oor ons. Ons dink goeie goeie gehoorsaamheid aan die Here gaan oor ons. Niks van hierdie goeters gaan oor ons nie. Dit is asof ons dink ons moet 'n boek skryf oor ons geloof, ons getuienis, en ons is die hoofkarakter van hierdie boek, waar die realiteit is, ons is belangrike skrywers. Die Here kom na ons toe en sê, skryf hierdie hoofstuk, jy is belangrik, jy is nodig. Maar die punt is, hierdie is nie ons boek nie. Hierdie lewe wat jy nou leef, is jou lewe, dis jou hoofstuk. Maar partykeer voel hy klein, juis omdat jy dink dis 'n boek op sy eie. Omdat ek en jy dit benader asof dit alles oor ons gaan, terwyl die hoofkarakter van die groter boek eintlik die Here is. En nog altyd was. Hierdie lewe is nie veronderstel om oor ons te gaan nie. Ons probleme
Die probleem met ons probleme is die ons in die probleme. Selfs uitdagings. Maak Paulus dit en sê, dit moet oor God gaan. En dan gee hy vir ons 'n sommetjie, en ek wens ek kon dit op die bord gooi, want dit is nogal oulik gedoen. Die manier waarop God krediet kry vir wat hy doen, is presies omgekeer van die manier waarop ek en jy krediet vat vir wat God doen. Met ander woorde, hoe meer ons die hero van die storie is, hoe kleiner word God se rol. En as ek en jy rondloop en dit gaan oor ons gehoorsaamheid en ons wat vir mense bid en ons wat vir ander help en ons wat omgee en ons wat die geheimenisse van God verstaan en ons wat die Bybel bestudeer en ons wat te veel onse maak dat aan die ander kant van hierdie vergelyking die sigbaarheid van wat God doen in ander mense se oë al hoe kleiner word. Of kom ons sê dit net bietjie anderste. Ek en jy sê vir God, okay, doen iets, maar al die ligte skyn op my. Almal kyk na my. Kyk hoe groot was my sonde en die genade vir my wat die Here gedoen het. Ja, die Here het gedoen, maar kyk net hoe bid ons vir mekaar. Kyk net wat doen ons nou hier. Hy draai hom om. Paulus draai hom om. Hy sê die vergelyking, hy sê God se krag skyn groter as dit net in perspektief kom van hoe klein ek eintlik is en hoe nodig gekom het. My probleme is klein, nie omdat dit klein probleme is nie, maar omdat dit klein is in vergelyking met die grootheid, die liefde en die omgee van die Here. En dis wat hy besig is om te deel hierso. Met hierdie gemeente wat sê is, man, jy wat vir ons sê ons moet liefde hê, jy is lekker sterk op die papier, maar naby ons is jy swak. Hy gaan en sê, ja, ek is swak. Ek dink nie die kollig moet op my wees nie. Al wat ek wil doen is, ek wil die kollig net sit op wat die Here doen. Want ek het vir hom al gevra, vat hierdie probleme, hierdie tekorte van my weg, vat hierdie dorings en die vlees uit my lewe uit weg, en hy het elke keer net vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. En nou kom Paulus agter, hy sê, en daarom elke probleem, elke groot probleem, sy antwoord is elke keer 'n God wat groter is as dit. Dit is die telestai. Dit is die volbring, dit is die volleinde. Want die storie wat ons vertel met ons uitdagings, nie oor ons gaan nie, maar oor die Here. Kom ons maak dit baie prakties vir 'n oomblik. Wat is 'n goeie lewe? Wat dink jy is 'n goeie lewe? Wat wil jy aan die einde van jou lewe bereik het of gedoen het of wat ook al? As jy terugkyk, dan kan jy sê, ek het dit alles gedoen, ek het dit alles gelees, ek het alles bymekaar gemaak, ek het alles verstaan, ek het alles ervaar, wat is 'n goeie lewe? Hierdie allesse. Dit laat my baie dink aan daai groter in die begin wat ons mee gedoen het. As ons net groter goed kan doen, gaan ons meer hê. Paulus draai dit regtig net so om en hy sê, 'n groter lewe is 'n klein lewetjie wat getuig van 'n God wat groot is. Dis al. So miskien, en ek weet, ek ken julle goed genoeg om te weet, terwyl ek hier praat vandag, is die ernstige probleme hier in hierdie vertrek. Daar's ernstige onsekerheid en uitdagings, en ek wil nie lig maak daarvan nie. Ek weet, daar's ernstige seer probleme, daar's goeters wat ons regtig oor bekommerd is, alles van gesondheid, tot sekuriteit, tot finansies, tot verhoudings, daar's in hierdie vertrek vanoggend, en ek weet jou as jy hierdie video saam kyk, daar's soveel ander dinge in jou lewe ook, hier's ernstige groot probleme hier tussen ons. En miskien sit jy vandag hier om te sê, ja, my probleem is groot, maar weet jy, ek's okay. Maar dan weet jy, die volgende storm is op pad, nee. Die volgende uitdaging is net aan die kom, maar hier's die goeie nuus. Die aha oomblik wat Paulus vir ons probeer gee is, moenie
vaskyk in die storms nie. Moenie dat dit jou aandag aftrek nie. Moenie dat dit oor jou begin gaan nie. Die geheim vir 'n groter lewe is altyd 'n fokus op 'n groter Here. En as ek en jy dit kan regkry, waar ons begin besef dat, weet jy wat, al verloor ek hierdie werk, die Here gaan vir my die deur kry op 'n manier. Ek weet nog nie hoe nie, maar ek gaan aan hom vashou en hy gaan vir my die pad wys. En dit gaan dalk rof gaan vir 'n tyd, maar op 'n manier het hy my nog altyd gehelp. Al verloor ek hierdie sekuriteit. Ek weet die Here gaan saam met my deur gaan. Ek gaan okay wees. Vir die eenvoudige rede is ek bou op 'n rots. Of as dit 'n gesondheidsding is waar jy sit en kyk om te besef is dat selfs al verloor jy jou lewe, dit gaan okay wees. Want jy bou op 'n rots wat groter is as bloot hierdie tyd op aarde. Wat ook al ek is, en ek weet hierdie klink soos maklike woorde om dit te implementeer is baie moeiliker. Maar die antwoord wat Paulus vandag vir ons gee is, daar's 'n God wat soveel groter is, wat jou oorwinnings en jou mislukkings en jou uitdagings kan gebruik om iets groters te bou in sy ryk. Moenie te klein begin dink nie. Moenie te selfsugtig word met jou eie lewe nie. Want jy is deel van iets baie groters. Jy beteken baie meer. Dis wat die Here jou van wil herinner. Vir my van hy wil herinner. Dat wat ook al gebeur, hy is groter. So julle sal op my sit, en dan maak ons onsself klein, en dan bid ons saam. Here, hy is vir ons die beste voorbeeld, weer 'n keer in Jesus, wat met enorme uitdagings, met 'n kruis in sy toekoms gekonfronteer word. En Here, dan wys hy vir ons dat selfs al gebeur dit wat ons nie wil hê moet gebeur nie, selfs al gebeur die slegste, U kan 'n verloor in 'n wen verander. U is groter as enigiets. U is groter as probleme. En U is saam met ons. U is daar. Help ons asseblief, Here, om anders te kyk na ons lewens, anders te kyk na die uitdagings voor ons, en te sien dat agter dit alles, onder dit alles, en bo oor dit alles, daar 'n God is wat groter is, en meer is. U is by ons. En U is lief vir ons. Help ons asseblief, Here, om hierdie week in te stap, nie op ons eie, nie op eie krag nie, maar saam met U, met U krag, en 'n vertroue op U. In naam bid ons dit saam. Amen.